Vandag se les gaan ons nou begin kyk na die optel en aftrek van algebraïese breuke. Ons het nou die vereenvoudiging gedoen en het ons die maal en deel gedoen en vandag gaan ons nou begin kyk na die optel en aftrek van algebraïese breuke. Nou, jy het nou al geleer om gewone breuke by mekaar te tel of van mekaar af te trek. So kom ons hersien net gou-gou 'n voorbeeldjie, as jy mos nou byvoorbeeld het 5/6 plus 3/8. Nou wat is die eerste ding wat jy moet gaan doen om hierdie breuke by mekaar te tel? Kan jy dit nog onthou? Baie belangrik, ja, is jy kry die KGV van die noemers, want jy moet die noemers dieselfde maak, sodat jy met dieselfde breuk kan werk. Met ander woorde, ons gaan met ons ekwivalente breuke van 5/6 en 3/8 werk, en die belangrike ding is die KGV, want hoekom? Ons noemers moet dieselfde wees. Dit is wat ons gaan doen, ons gaan ons noemers dieselfde maak. So, julle het mos geleer om die KGV te bepaal van 6 en 8. As jy gekyk het na 6, het jy 6 ontbind in sy faktore en jy het gesê dit is 2 maal met 3. As jy 8 ontbind in sy priemfaktore, het jy gesê dit is 2 maal 2 maal 2. En dan om die KGV te kry, beteken dit mos nou elkeen van hierdie faktore wat voorkom, moet in my KGV wees. Met ander woorde, hierdie 2 moet daar wees, hier staan 'n 2kie, daai 2 moet daar wees en dan die maal met die 3. Met ander woorde, wat sien ek? 2 maal 2 is 4, maal 2 is 8, maal 3 is 24. So my KGV van my noemers is 24. Dan moet ons mos nou die ekwivalente breuk kry van 5/6, wat ons herskryf na 24stes toe. Nou, hoe gaan ons 6 by 24 uitkry? Dis reg, ons gaan 6 maal met 4. Maar as ons 6 maal met 4, dan moet ons 5 ook maal met 4, want wat ons onder doen, moet ons bo doen. En as ons mos nou soos met 4 op 4 vermenigvuldig, is dit mos so goed of dis 1. Goed, en dan sê ons sommetjie mos nou vir ons moet 3/8 bytel. Wat gaan ons met die 8 doen om by 24 uit te kom? Dis reg, ons moet die 8 maal met 3. Ons 8 maal met 3, dan moet ons die 3 ook maal met 3. Want wat ons bo doen, moet ons onder doen, en 3 op 3 is so goed of dis 1. Met ander woorde, ek het hulle eintlik met 1 vermenigvuldig, maar nou kan ek sê 5/6 gaan vir my dieselfde gee as 20 24stes, plus 3/8 gee vir my 9 24stes. Nou ons kan dit ook nou sommer skryf, omdat my noemer nou presies dieselfde is, kan ek my tellers op die 1 noemertjie sit. So ek het nou 20 plus 9 op 24 en dit gee vir my 'n antwoord van 29 op 24. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. As ons nou byvoorbeeld het 'n aftrek voorbeeld, ons het 10/18 en ons trek daarvan af 5/16. Nou die belangrike ding wat ons moet onthou, ons kry die KGV van die noemers. Ons kry die KGV van die noemers. Hoekom kry ons die KGV van die noemers? Sodat ons noemers dieselfde kan maak. En as ons noemers dieselfde is, werk ons met dieselfde tipe breuk en dan kan ons die aftreksom doen. Goed, so om die KGV nou te bepaal, wil ons die KGV hê van 18 en 16.
Nou 16 weet ons is 2 maal 2 maal 2 maal 2 as ons hom in sy priemfaktore ontbind. 18 weet ons is 2 maal 3 maal 3. So as ons nou die KGV wil bepaal, dan gaan ons mos nou sien, daar's 'n 2 maal 2 maal 2 maal 2 maal 3 maal 3. So elkeen van hierdie faktore moet in my KGV wees. As ek dit nou met mekaar vermenigvuldig, dan kry ek 'n antwoord van 144. Goed. Nou gaan ons mos, en ons gaan ons breek, 'n ekwivalente breek maak, 10/18, maar ons wil hom werk dat sy noemer 144 is. So dit beteken, ons gaan die 18 moet maal met 8. Wat ek onder doen, moet ek bo doen. So ek moet my teller ook maal met 8, en hierdie 8 op 8 is mos so goed soos 1. Nou trek ons nog af, 5/16, ons wil die ekwivalente breek kry van 5/16, en ons wil die noemer werk na die KGV toe wat 144 is. Nou 16 kan ons sien, 16 maal met 9 gaan vir my 144 gee. Wat ek met die noemer doen, moet ek met die teller doen. Met ander woorde, dit is so goed of ek maal met 1, want 9 op 9 is ook 1, maar ek verander nou my breek na ekwivalente breek toe, sodat ek die aftreksom kan doen. 10 maal 8 is 80, 18 maal 8 is 144, minus 5 maal 9 is 45, en 16 maal 9 is 144. Nou kan julle sien, my noemer is dieselfde, so ek kan my twee tellers op dieselfde noemer skryf. En dan kan ek my gewone aftreksom doen, so ek kry my antwoord is nou 80 minus 45 gee vir my 35 en my noemer is 144. En dit is my finale antwoord. Goed, nou wat gebeur nou met algebraïese breuke? Ons gaan eers 'n gewone algebraïese breukie doen, net met 'n noemer wat 'n getalletjie is en nie ook 'n algebraïese breuk nie. As ons nou kyk na ons algebraïese breuke, dan beteken dit, daar gaan nou 'n algebraïese uitdrukking in die breuk bevat wees. Met ander woorde, kom ons kyk byvoorbeeld na die volgende. Ons het nou x minus 2 op 2 minus x plus 1 op 6. So hierdie algebraïese breuk, ons praat nou van dit as 'n algebraïese breuk, omdat ons nou hier 'n 2 term het in die teller, en ons het by hierdie een ook 'n 2 term in 'n teller met 'n onbekende veranderlike soos die xie. Dit maak dit nou 'n algebraïese breuk. Dieselfde ding wat ons hier moet doen, baie belangrik, ons kry die KGV van die noemers, sodat ons noemers dieselfde kan maak. Ons moet ons noemers dieselfde maak, sodat ons die som kan vereenvoudig. Nou, wanneer jy kyk na 2 en 6, dan kan jy mos nou ook al sommer sien, die KGV van 2 en 6 is 6. As jy hom gaan uitwerk, het jy 2 se faktore is 2, 6 se faktore is 2 maal 3, en jou KGV is elkeen van hierdie faktore moet daar wees, is 2 maal 3 is 6. Goed, so dieselfde beginsel geld nou. Ons wil die noemer dieselfde maak.
So wat moet ons doen? Ons moet die 2 maal met 3, maar as ons die 2 maal met 3, moet ons bo ook maal met 3. Omdat dit nou algebra is, gaan ons net die 3 voorskryf, x minus 2, dit is beteken mos nou dieselfde as 3 maal x minus 2, is dieselfde as x minus 2 maal met 3, op 6, minus, hy het nou klaar sy grondgetalletjie van 6, so ons hoef by hom niks te verander nie, want nou is my noemers klaar dieselfde. As ek hulle nou wil op een breek sit, as een breek skryf, is my noemer 6, ek het 3 maal met x minus 2 minus, en ek sit hierdie nou in hakies, want hierdie minus gaan al die tekens wat volg verander. Goed, so dit is hoekom het belangrik is om jou hakies daar te skryf. Nou gaan ons vereenvoudig, net soos wat ons in gewone vereenvoudiging van algebraïese uitdrukkings geleer het. So ons volgende stapie wat ons nou gaan doen is vereenvoudig. In die eerste plek kry ons mos nou die KGV van die noemers, en ons tweede stapie wat ons moet maak is om die te skryf as een breek. En ons derde stapie wat ons dan doen is om te vereenvoudig. Goed, so as ons nou wil vereenvoudig, gaan ons sê 3 maal x is 3x. Ons gaan sê 3 maal met minus 2 is minus 6. Dan sê ons min, die spook 1 wat daar staan, min 1 maal met x is minus x. En dan het ons die min 1 maal met die 1 gee vir my minus 1. My gemeene noemer is nou 6. So, ek kan nou gelyksoortige terme bymekaar tel om te vereenvoudig. So ek het 3x minus x gee vir my 2x. En dan het ek minus 6 minus 1 en dit gee vir my minus 7. En my noemer is 6 wat my KGV is. Goed, nou gebeur dit soms met ons dat die noemer ook 'n algebraïese uitdrukking is. Nou moet ons die KGV bepaal van die noemers wat 'n algebraïese uitdrukking is. So kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. As ons nou kyk na 'n voorbeeld, nou sien ek byvoorbeeld, ons het 6 op 12x kwadraat en plus 3x minus 9 op 3x. Ek gaan nou nie die sommetjie doen nie, ek wil net met die noemers werk, want ons moet nou in die eerste plek gaan kyk hoe om die KGV van hierdie noemers te bepaal. Ok, so, wat sien ons hierso? Ons sien hier het ek 'n 12x kwadraat, want wat is die belangrike ding wat ons moet doen? Ons moet die KGV van die noemers kry, sodat ons die noemers dieselfde kan maak. Goed, so ons het 'n 12x kwadraat daar en hier het ons nou 'n 3x. So kom ons kyk na wat ons bestanddele van hierdie noemers is. As ek kyk na 3x, kan ek sien 3x is 3 maal met x. As ek nou kyk na 12x kwadraat
en ek ontbind die 12 in sy priemfaktore, dan kan ek sien dit is 2 maal 2 maal 3, en x kwadraat is x maal x. Nou kan julle mooi sien, wat is ons KGV? Ons KGV gaan mos nou wees, elkeen van hierdie faktore moet daar wees, 2 maal 2 maal 3, maal x. So, ek kan my KGV skryf as 2 maal 2 is 4 maal 3 is 12 en x maal x is x kwadraat. Tannie gaan nou algebraïese uitdrukkings neerskryf, wat nou voorbeelde is van moontlike noemers, en dan gaan ons nou net eers kyk hoe om die KGV van hierdie verskillendes te bepaal. As ons nou het x kwadraat, kyk na hierdie 3, ons volgende voorbeeldjie. Ons het x plus 1, en dan het ons 2x kwadraat minus 2x, en x kwadraat minus 1. Om die KGV hier te bepaal, wat baie belangrik is, wat julle nou hier gaan sien, ons gaan eers faktoriseer. Om te faktoriseer, ons is nodig om te faktoriseer, sodat ons KGV kan bepaal. So, x plus 1, bly maar gewoonweg x plus 1. 2x kwadraat minus 2x, as ons dit faktoriseer, kan ons 'n 2x gemeenskaplik uithaal. As ons 2x gemeenskaplik uithaal, dan bly daar 'n x minus 1 oor. Ek skryf hom nou so, omdat hy nie dieselfde soort is as die x plus 1 nie, want ek wil hê julle moet elkeen van die bestanddeletjies sien. Ons het nou x kwadraat minus 1. X kwadraat minus 1, om dit te faktoriseer, kan ons sien dit is die verskil van kwadrate, of die verskil van vierkante. Sy reël werk mos, 1 hakie plus, 1 hakie minus, vierkantswortel van x kwadraat en die vierkantswortel van 1. So as ons nou gaan kyk na die KGV, onthou die KGV is 'n produk van elkeen van die faktore. So, daar moet 'n 2 wees, daar moet 'n x wees, daar moet 'n x plus 1 wees, en daar moet 'n x minus 1 wees. En dit is dan ons KGV waarmee ons gaan werk vir hierdie noemers. Nog 'n voorbeeldjie, as ons het x kwadraat plus 4x, en ons het 4x. Onthou nou, ons kan nie gaan sê, dis nou 4x nie, want hierso is 'n plus. So daai is 'n een termpie wat as 'n noemer staan, en hierdie een is 4x. So, wat moet ons nou weer gaan doen? Eerste ding, baie belangrik, faktoriseer. Ons eers faktoriseer en daarna gaan ons die KGV bepaal. Goed, so kom ons faktoriseer. As ons x kwadraat plus 4x moet faktoriseer, kan ek nou sien, kan ek 'n x gemeenskaplik uithaal. As ek die x gemeenskaplik uithaal, dan bly daar 'n x plus 4 oor. As ons nou kyk na 4x, dan kan ons dit ook maar net skryf as 4x. Hy kan nie verder vereenvoudig nie. Dit is maar sy faktore is 4 en x. So as ons kyk na die KGV, dan is die KGV 4, x en x plus 4. Want elkeen van hierdie bestanddele, as daar 'n 4 is, moet hy hier staan.
As daar 'n x is, al is hy by al twee, moet hy hier staan. As daar 'n x plus 4 is, al is hy net by 1, moet hy deel wees van my KGV. As ons het 4x² en ons het 3x tot die mag 3 en ons het 2xy. Goed, hulle sê gewoonlik faktoriseer. Ons kan nie faktoriseer nie, hy is nie faktoriseerbaar nie. So die eerste ding wat ons nou gaan kry is ons KGV. So as ons kyk na ons KGV, dan kan ons 4x² kan ons skryf as 2 maal 2 maal x maal x. As ek kyk na 3x tot die mag 3, kan ek 3x tot die mag skryf as 3 maal x maal x maal x. As ek kyk na 2xy, kan ek dit skryf as 2 maal x maal y. As ek nou die KGV kry, dan gaan ek sien ek het 2 maal 2 maal 3 maal x maal x maal x maal y. En dit gee vir my 2 maal 2 is 4, maal 3 is 12, x tot die mag 1, 2, 3, y. So my KGV is 12, x tot die mag 3, y. So iets wat julle nou kan oplet is, by my kleinste gemeene veelvoud. Kleinste gemeene veelvoud het ek altyd die grootste eksponentjie. Nog 'n voorbeeld, as ons het x en x plus 2. So as ons die KGV moet kry tussen x en x plus 2, hulle kan nie faktoriseer nie, so x se faktore is x. X plus 2 se faktore is x plus 2. So as ek die KGV gaan kry, gaan ek sien dit is x maal met x plus 2. Die KGV tussen x plus 2 en x plus 2 se kwadraat. As ons nou hierdie KGV gaan kry, jy kan nou sien x plus 2 is maar x plus 2. X plus 2 se kwadraat is nou x plus 2 maal met x plus 2. So as ons die KGV kry, dan kan ek sê dis x plus 2 maal met x plus 2. So ek kan dit skryf as x plus 2 se kwadraat. Weereens kan julle nou sien, dit is die hoogste eksponentjie. Nog 'n voorbeeldjie, ons het 4x plus 4 en dan het ons 4x en ons het x plus 4. Nou sien ons het weer 3 verskillendes en die belangrike ding wat ons eers gaan doen is faktoriseer. As ons faktoriseer, gaan ons kry 4x plus 4 is dieselfde as 4 maal met x plus 1. (4x) is ons volgende enetjie. Kan ons sien is 4 maal x. X plus 4 is ons laaste ene en hy is maar net x plus 4.
So as ons kyk na ons KGV, gaan ons kry dit is 4x, x plus 1, x plus 4. Laaste voorbeeld wat ek saam met julle doen, vir die bepaling van 'n KGV tussen algebraiese uitdrukkings, is x minus 2, 3x minus 2, 3x kwadraat minus 8x plus 4. So daar is ons 3 algebraiese uitdrukkings. Wat is die eerste belangrike ding wat ons moet gaan doen? Ons moet gaan faktoriseer. As ons klaar gefaktoriseer het, kan ons KGV bepaal. X minus 2. Wat is x minus 2 se faktore? Bly maar x minus 2. 3x minus 2. Wat is 3x minus 2 se faktore? Bly 3x minus 2. Nou het ek 3x kwadraat minus 8x plus 4. As ek nou hierdie een moet gaan faktoriseer, dan gaan ek nou kan sien, ek het 'n 3 en 'n 4, hoe werk die reël nou weer van hom? Ek het my 3 en 1, my tekens in die hakies gaan nie selfde wees, nie? My tekens in die hakies gaan nie selfde wees, albei, want daai plus sê vir my, die tekens in die hakies is dieselfde. Wat gaan my teken wees? 'n minus. So ek het 'n minus en 'n minus. Faktore van 3 is 3 en 1. Die faktore van 4 is 2 en 2, of 4 en 1. 2 en 2 of 4 en 1. Nou moet ek onthou, dit moet die faktore wees wat se som vir my by 8 uitbring. So as ek nou gaan sê, 3 maal 2 is 6, 1 maal 2 is 2, 6 plus 2 is 8. Met ander woorde, dit is vir my 'n oplossing, so ek gaan hê 3x minus 2 en x minus 2, as ek hom gefaktoriseer het. Goed, so ek gaan skryf my faktore wat dieselfde is onder mekaar, 3x minus 2, met ander woorde, as ek nou die KGV gaan neerskryf, gaan my KGV wees x minus 2, 3x minus 2. Jy kan nou met hierdie huiswerkies, kan jy nou jou KGV oefen van algebraiese uitdrukkings, sodat ons in ons volgende lesie, wanneer ons optel en aftrek met algebraiese breuke, sommer reg is om die KGV te bepaal. Goed, so ons, ek hoop jy geniet dit. Onthou, practice makes perfect.